hierdie eerste ou het die droom gehad om 'n musikant te word. En hy het meer as 20 jaar van sy lewe gededicate om 'n suksesvolle musikant te wees. En hy het amper alles verloor in daai tyd wat hy hierdie opoffering gemaak het. Hierdie is net 'n vinnige video van 2 stories wat ek onlangs teëgekom het, wat ek graag met julle wil deel. En ek het hierdie ongelooflike les geleer uit hierdie 2 stories uit en ek wil dit graag met julle deel. So die eerste ene gaan ek nie die persoon se naam gee nie, maar ek wil vir julle graag sy storie vertel. Hierdie ou wou 'n musikant geword het. Hy het meer as 20 jaar van sy lewe opgeoffer om in bars te gaan speel, om in kerke te gaan speel, om in clubs te gaan speel, om by pubs op te tree, by funksies en by mekaarkomste, en hy het regtig net alles ingesit om 'n musikant te word. Nou, ek weet ook hierdie persoon het gewerk tussenin. Hy het 'n werk gehad, maar daar was dele en stukke in sy lewe waar hierdie 2 goeters gebots het en dit veroorsaak het dat hy werkloos was vir 'n lang tydperk van sy loopbaan, dat hy nie regtig inkomste gehad het nie en staat gemaak het op mense se hulp om aan die lewe te bly. En in hierdie tyd het hy amper alles verloor. Hy het amper sy huis verloor, hy het amper sy vrou verloor en sy kinders as gevolg van dit. En hy het net hierdie dryf gehad en hierdie gevoel van 'n roeping op hom gehad dat hy 'n musikant moet word. So hy het nie opgegee op hierdie droom nie, ten spyte van alles wat hy amper verloor het. Nou ek ken obviously nou nie die ins en die outs nie, just van alles nie, maar hierdie is wat ek weet. En 'n klompie jaar, na amper 20 jaar wat hierdie ou sy agterend al werk om 'n musikant te word, om hierdie droom te realiseer van 'n musikant word, het hy en 'n vriend in 'n pub gaan speel een aand en hy is raak gesien deur talent scouts en hy blaas hierdie bra op. Hy blaas op. En ek onthou toe dit gebeur is nou 'n paar jaar gelede, was al so baie mense wat gepraat het van hierdie overnight sukses en waar kom hierdie ou ewe skielik vandaan en ek dink die groot ding is, daai tyd het ek al begin dink soos, as mense net actually luister na sy storie en besef hoe baie hy opgeoffer het om te kom waar hy is, en dat hy nie hierdie overnight sukses is nie, jy weet, dit was 'n gesegde wat sê every overnight success story has a 20-year history, en dit is so waar in hierdie persoon se geval, want hy het regtig sy agterhand afgewerk en regtig so baie opofferinge gemaak, en toe maak hy dit. Nou die tweede storie is iets wat meer onlangs gebeur het, en dit is iemand wat ek gemaklik voel om sy naam met julle te deel. Die ou se naam is Wes Half. Nou as jy nog nie weet van Wes Half nie, gaan kyk op YouTube, search net Wes Half. Die ou het opgeblaas in die laaste ruk, en hy, julle moet verskoon, hierso is, my kind is by die huis, hy is siek, en hier's werk, ons bediende is hier. Anyway, as al geleide is, verskoon tog. Hierdie ou het opgeblaas. So wat gebeur het is, hy is 'n biblical scholar. Hy ancient texts en scrolls en al sulke goed. Hy's 'n expert in hierdie veld. En basies wat gebeur het met hom, hy het 'n debat gehad met 'n ou met die naam Billy Carson. Nou Billy Carson is hierdie Amerikaner wat basically op al hierdie hy's baie meer famous as wat hy verdien om te wees, maar hy het op al die bekende podcasts en YouTube shows en goeters al gegaan en hy praat oor hierdie goed soos die Emerald Tablets en die Gospel of Thomas en daar's 'n ander ene wat ek nou nie eens kan onthou nie, maar dit is een of ander Bybel, maar dit verwys eintlik net terug na die Bybel. Maar in elk geval, lang storie kort, Wes Half en Billy Carson het 'n debat gehad en toe blaas hierdie ding op. Want Wes Half het vir Billy Carson met elke punt wat Billy Carson probeer maak het Wes Half hom op sy plek gesit deur kennis. En 'n paar goed kom obviously nou in my kop, en die eerste een is my mense gaan ten gronde deur 'n gebrek aan kennis. Nou
dit is hoe die wêreld werk, julle, en dit is nie 'n ding wat ingestel is deur die wêreld nie. Dit is 'n ingesteldheid deur God. Dit is iets wat ingestel is deur God, dat ons moet onsself opskerp. Paulus praat van ons moet ontydig en tydig reg wees om die waarheid te kan verdedig, nê, om die woord van God te kan verdedig. Wanneer jy nou wil of nie, dit is wat dit beteken. So ons moet onsself opskerp met kennis as ons praat oor die Bybel, as ons in hierdie veld in begin gaan van mense vertel van die gospel en sulke goeders. As mense vra het, moet ons hulle kan beantwoord. Nou ek moet bieg, ek het nie altyd die antwoorde nie, en ek kan nie altyd al die vrae beantwoord nie, maar ek probeer om myself op te skerp. Maar wat interessant is van Wes Half is, toe blaas hierdie ou op. Na Billy Carson wat opgeblaas het, obviously al 'n paar jaar terug, het God iemand ingebring wat baie kennis het en baie insig het in die skrif en in die authenticity van die skrif van die Bybel. En hy het hierdie ouens op 'n manier bymekaar gebring. Julle moet dit gaan kyk, ek gaan nie die hele storie vertel nie. En God het hierdie ou op sy plek gesit deur iemand wat nie 'n gebrek aan kennis het nie, wat die Heilige Gees in hom het, wat deur God se krag op die regte plek, op die regte tyd was, om homself, om geelevate te word tot 'n plek waar hy miljoene mense kan bereik vir die gospel. Wat ek toe gaan doen het na ek Wes Half begin sien het oral op Joe Rogan en op PBD en op hy was op al die groot podcasts en shows en alles nou al intussen. Maar na ek dit gesien het, het ek bietjie navorsing gaan doen en ek het gaan sien hierdie ou se YouTube channel het, ek weet nie, ek praat onder korreksie, maar 400 plus video's. En ek besef net in daai oomblik, dit is presies dieselfde ding. Almal is soos, waar kom hierdie Wes Half ou nou ewe skielik vandaan? Maar ek besef, hy het sy lande voorberei vir hierdie goed. En as ons deur die Gees optree, as ons leef in 'n lewe in 'n leefstyl of leefwyse wat obedient is aan God, dan gaan ons lande voorberei vir die harvest, né? Want hier niemand van nie een van hierdie twee stories is die persoon wat ter sprake is 'n overnight sukses nie. Hulle het hulle lande voorberei. Die eerste ou het vir meer as 20 jaar musiek gemaak. Hy het verskriklik opgeoffer en hy het amper alles verloor en een aand sien iemand hom raak en hy word 'n massive sensasie. En die tweede ou, Wes Half, selfe storie, massive baie werk gedoen, ongelooflike klomp werk gaan doen, klomp video's gaan maak oor die Bybel, oor die geskiedenis en die authenticity van dit. En hier op die regte tyd, op die regte plek, sit God hom in 'n posisie waar hy sy kennis kan gebruik om God te elevate. En deur dit te doen, word hy en sy ministry ook geelevate. En dis net vir my insane, want ek het hierdie gesprek gehad met iemand oor die naweek en ons het gepraat oor soos radio raps en Afrikaanse Afrikaanse figure, bekende Afrikaanse figure, en hoe van hierdie ouens hierdie incredible storie het van net op die regte tyd, op die regte plek, en hierdie ou sê toe dis luck. En ek sê vir hom, nee dude, dis nie luck nie. Jy kan nie 20 jaar se werk opsom in luck nie. Jy kan nie 'n jaar se werk opsom in luck nie. Jy kan nie 6 maande se werk opsom in luck nie. Vir party mense gebeur dit vinniger as vir ander, ja, ek weet dit. Maar daai, as jy jouself reg gaan posisioneer en jou lande gaan voorberei, dan gaan God die reën stuur. En die crux hier is God stuur die reën ongeag of jy gereed is of nie. Maar as jy gereed is, gaan jy die vrugte daarvan pluk. As jy nie gereed is nie, dan gaan dit net reën. Dan sit net reën. En dan gaan nie 'n oes wees nie. En ek wil vir julle graag hierdie stukkie lees in Galasiërs 6 vers 9 wat sê: En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou ek wil dit vir julle graag in Engels lees, want dit sê dit net vir my so 'n bietjie beter. Hy sê, And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Nou as jy een ding kry uit hierdie twee stories uit, dan kan jy sien dat Wes Half en die eerste persoon waarvan ek gepraat het, nie opgegee het nie. Hulle het jare gededicate
hard gewerk aan hierdie ding. En ek kan seker, hulle het ridicule gefees en hulle het teenstand gefees van selfs hulle geliefdes af, maar hulle het nie opgegee nie, hulle het aangehou, hulle het, soos die woord sê, aangehou en nou kan hulle maai. So ek wil net vir julle sê, moenie staat maak op luck nie. As jy jou lande gaan voorberei en God stuur die reën, dan gaan jy die vrugte pluk.